by nog 'n amazing tyd saam met mekaar. Ek is net so bly julle is hier. Vandag gaan ons nou iets baie belangrik leer en dit gaan oor hoe ons sterk in God kan wees en hoekom ons mekaar nodig het. Maar voor ons begin, kom ons open eers ons les met gebed en sing dan 'n paar liedjies saam met mekaar vir God. Liewe Jesus, dankie vir hierdie beautiful dag en dat U ons bymekaar gebring het. Help ons asseblief om meer oor U te leer en hoe ons sterk kan wees met U hulp en met die mense wat U in ons lewens geplaas het. Seën asseblief ook ons tyd saam en help ons om op U en ons les te fokus. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê, Amen. So julle, ons gaan nou 'n paar liedjies vir God sing en ek wil julle aanmoedig om saam te volg en saam te sing en dans met alles wat julle het. Is julle gereed? Awesome. Every day I choose Jesus, I will follow you. 'Cause there's a world outside that can't seem to make up its mind. It's saying this and that, that and this, everything's changing all the time. You are the life, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. I'll trust and obey every word you say, 'cause I know that you love me. I'm following your way every single day. I wanna be who you want me to be. You are the light, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I can Trust you, Jesus, every day I choose to honor you. every day I can Reflect you to others, every day I am who you say I am. You are the light, the truth, the way. And I'll follow you every day. I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you.
Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. My little hands together pray to you. My little feet together follow you. I lift my eyes and look to you, and my heart will love you. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. I believe in your name. I believe in your word. I believe in the cross. I am free. Yeah. God, you are my Father, Jesus Christ, my friend. Holy Spirit, you help me on my way. This life for you, Jesus. Your life for me. This life for you, Jesus. Your life for me. Wow, dit was nou net soveel van gewees. Baie dankie dat julle ingejoin het op al die van en God geloof het met alles wat julle het. Nou, kom ons spring nou weg met ons les van vandag. Het enige een van julle al ooit 'n tyd gehad waar julle alleen gevoel het? Of julle wil dalk iets gedoen het en julle kon dit net nie regkry nie? Of dalk het jy iets swaar probeer dra of iets moeilik probeer leer? Of jy het dalk deur 'n moeilike tyd gegaan? Nou, het julle geweet, God het nooit bedoel dat ons dinge alleen moet doen nie? Julle sien, ja, God gee ons die krag om dinge te doen, maar hy gee ook vir ons mense om ons te help, soos ons familie en ons kerk en ons vriende. Nou, ek het ietsie hierso, wat ons nou gaan help om vandag se les 'n bietjie beter te verstaan. Sien julle hierdie potlood? Ja, hy lyk sterk, nee? Nou, hierdie potlood op sy eie is eintlik 'n amazing ding, julle, want ons kan dit nou gebruik om mee te skryf, of om mee te teken, en selfs om ons skoolwerk mee te doen. Maar, kom ons toets bietjie hierdie potlood en kyk hoe doen hy. Ag nee, julle, dit het eintlik so maklik gebreek. Nou, die rede hoekom hierdie potlood eintlik so maklik gebreek het, is omdat hierdie potlood heeltemal alleen en op sy eie was. Julle sien, hy was nou nie gekoppel aan enigiets anders nie. Hy het eintlik heeltemal alleen gestaan. Nou, partykeer julle is ons net soos hierdie potlood. Ons probeer om alles self te doen, sonder hulp van God of van die mense wat hy in ons lewens geplaas het. En net soos hierdie potlood, op ons eie
is ons swak en ons kan maklik moedeloos raak en selfs snap. Nou, kom ek wys julle iets. In plaas nou net van een potlood, het ek 'n hele klomp potlode wat ek nou saam gebind het. Sien julle? Nou, wat dink julle gaan gebeur as ek hulle nou probeer breek? Wel, kom ons kyk julle. Hoor julle, maak nie saak hoe hard ek probeer nie, ek kry hulle net nie gebreek nie. Hulle is soveel sterker saam met mekaar as wat hulle nou alleen is. En dis presies soos ons, julle. Julle sien, wanneer ons alleen staan, kan ons swak word, net soos die enkel potlood. Maar wanneer ons saam staan met God en met die mense wat hy in ons lewens geplaas het, word ons sterk. Julle sien, God het ons nooit geskep om alleen te lewe nie. Hy wil hê ons moet op hom staat maak en ook op mekaar staat maak. Nou die Bybel sê vir ons iets baie spesiaal oor dit in Prediker 4 vers 12. Dit sê, 1 word maklik oorwin, maar 2 kan 'n aanval keer. Om nie eers van 3 te praat nie. 'n 3-dubbele tou breek tog nie maklik nie. Wow, julle, wat 'n amazing vers oor hierdie onderwerp. Julle sien, hierdie vers probeer vir ons wys dat wanneer ons dinge op ons eie probeer doen, dan kan ons maklik platgeslaan en oorwin word. Maar wanneer ons God in ons lewens het en ons staan saam met ander, is ons sterk en ons kan nie maklik gebreek word nie. Nou, nog iets wat die Bybel vir ons leer, is dat ons almal deel is van een groot liggaam. En nee julle, nie 'n liggaam met arms en bene nie, maar die liggaam van Christus. Nou, dit beteken elkeen van ons is eintlik belangrik julle, en ons het almal 'n spesiale rol om te speel. Maar ons moet dit saam doen. Nou kom ons lees 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 14 en sien wat dit oor die liggaam van Christus sê. 'n Mens het een liggaam, maar die liggaam het baie dele. Ja, daar is baie dele, maar die baie dele is saam een liggaam. Christus is ook so. Toe ons gedoop is, het die Heilige Gees vir ons almal saam een liggaam gemaak. Ons is Jode, Grieke, slawe en vrymense, maar dieselfde Gees het in ons almal gekom. 'n Mens se liggaam het nie net een deel nie, dit het baie dele. Nou julle, hierdie vers wys vir ons dat ons as God se kinders saam die liggaam van Christus vorm. Nou, net soos ons liggame baie verskillende dele het, soos byvoorbeeld ons oë en ons ore en ons hande en ons voete, het ons as God se kinders ook verskillende rolle om te speel. Party van ons leer nou vir ander mense en party van ons moedig ander mense aan. En party van ons help mense by die kerk. En party van ons lei ewen die aanbidding in die kerk. Maar julle, elke deel en elke rol is belangrik en ons moet saam met mekaar werk. Nou, wat sal gebeur byvoorbeeld julle as my hande nou sê, "Ag, hulle het nie my voete nodig nie." Dis reg, ek sal nie kan loop nie. En wat as my oor sê, "Ag, hulle het nou nie my oë nodig nie." Dis reg, ek sou nie kon sien nie. Nou in dieselfde manier julle, het ons almal mekaar nodig om behoorlik te funksioneer in die liggaam van Christus. Plus julle, hierdie vers wys ook vir ons dat ons elkeen 'n belangrike rol het om te speel. Julle sien, God het 'n spesiale plek vir elkeen van julle in die liggaam van Christus. En hy het ook 'n doel met jou lewe.
Jy is bedoel om nie alleen te wees nie. Want onthou, sonder God en sonder mekaar is ons swak en ons kan nie funksioneer soos God bedoel het ons moet funksioneer nie. So julle, wat beteken al hierdie nou eintlik vir ons? Wel julle, dit beteken dat ons nooit moet probeer om dinge alleen te doen nie. Want God het vir ons mense gegee om ons te help. Nou, julle, hier is hoe ons nou vandag se les prakties kan toepas in ons lewens. Nommer 1. Julle moet vertrou op God se krag. Julle sien, wanneer ook al julle nou swak of moedeloos voel, onthou net dat God met jou is en hy sal jou die krag gee wat jy nodig het om enige uitdaging aan te vat. In feite julle, die Bybel leer vir ons dat wanneer ons swak is God sterk. Met ander woorde, ons moenie dinge in ons eie krag doen nie. Ons moet dinge saam met God doen. Nou, nommer 2 julle is, bly connected aan jou kerkfamilie. Julle sien, net soos die bondelpotlode, is ons sterker saam. So julle moet nooit te skaam of te bang wees om vir hulp te vra nie. As jy nou met iets sukkel, reik uit na ander mense toe wat jy vertrou en laat hulle jou help. En nou is die laaste een, nommer 3, doen jou deel in die liggaam van Christus. Julle sien, net soos elkeen 'n rol het om te speel en hulle is belangrik, het jy ook 'n rol om te speel en jy is ook belangrik in die liggaam van Christus. Julle sien, jy moet nou jou gawes en talente wat God jou gegee het, gebruik om daar te wees vir ander mense en hulle ook uit te help. Nou, met dit alles te sê julle, dis nou tyd om te sien wat se kraft ons vandag gemaak. Vandag gaan ons hierdie beautiful potloodhouer maak om ons te herinner dat ons sterker is wanneer ons by mekaar is. Nou, kom ek wys julle gou hoe om dit te maak. Wow julle, wat 'n fun craft. Ek kan nie wag om te sien hoe julle potloodhouers nou gaan uitdraai nie. So maak asseblief seker dat jy nou 'n foto stuur deur na ons Facebook page Father's Heart Kids toe te gaan en jou foto in die comment section te los. Nou, ek wil nou eintlik 'n oomblik vat om nou met julle te deel hoe awesome julle crafts uitgedraai het van ons vorige les. Is julle gereed? Kom ons kyk dan hoe julle gedoen het.
so talentvol. Kyk net al daai amazing crafts. Ek het dit nou so geniet om te sien hoe julle crafts uitgedraai het. Julle kleer so mooi in en ek's net so trots op julle. Julle het almal so goed gedoen. Nou, as jy nou wil hê dat jou craft van hierdie week in volgende week se les moet verskyn, onthou nou asseblief om dit voor Vrydagmiddag in te stuur. Nou voor ons groet julle, kom ons sing eers gou nog een liedjie saam met mekaar vir God. Wow julle, vandag se les was net soveel van gewees. Nou, kom ons maak nou ons oë toe sodat ons vandag se les kan afsluit met gebed. Liewe Jesus, dankie dat U ons vandag geleer het dat ons sterker is wanneer ons saam is. Help ons asseblief om op U te vertrou en mekaar aan te moedig. Dankie dat U ons deel gemaak het van U familie in die liggaam van Christus. Help ons asseblief om nooit dinge in ons eie krag te doen nie. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So julle, ek sien julle almal nou weer volgende week vir 'n splinter nuwe les. En moenie vergeet om julle craftfoto's in te stuur nie. Mag julle almal nou net 'n amazing week hê. Bye bye julle.